Nou, julle welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie by Kosterdam in die Noordwes provinsie. Die dam is seker so 20 kilos uit Koster uit. Op die Swartruggens Rustenburgpad. Swartruggens Koster en Rustenburg maak so lekker driehoek. Nou hierdie dam sit so in die middel daarvan. Ons gaan 'n bietjie karpies hengel vandag. Hier kom mooi visse uit by Kosterdam en Kosterdam is een van daai damme waar jy die familie kan inbring. Dis een van die veiligste kampplekke wat ek al in my lewe bygekamp het. Hier's kwaliteit vis, hier's karpe in die dam, hier's mooi geelvis in die dam. Hier is babers, hier's kirpers en dan is hier swartbaars. Ek weet nie van ander spesies nie, maar dis die spesies wat ons maar gewoonlik vir hengel. En ons gaan die stokke in die water kry. Ek het klaar opgeaas. Ek gaan gou die moeties opsit en dan as ek ingooi gaan ek vir julle net soos wat ons sê 'n rundown gee van wat ons by Kosterdam gebruik. Soos ek sê, regtig 'n lekker dam om te hengel. Wat ek gedoen het, ek het my twee stokke, ek hengel 'n kortstok en 'n langstok. So ek het my kortstok op 85 meter uitgemerk. Dis nie regtig nodig om so ver te hengel nie. Jy kan regtig vis vang in Kosterdam van 15 meter af. En ek gaan dit later doen, want hier's 'n klomp jong babers wat net hier voor ons draai en ek het rysmiere saamgebring. So ek gaan later vir julle wys hoe vang ons die babers op die rysmiere. En dan die ander stok het ek op 120 meter gemerk. En die rede hoekom ek die bietjie dieper afstande hengel, is ek wil nie klein vis vang nie, ek wil kwaliteit vis vang, ek wil groot vis vang. Ek sit hier op die kampoewer soos wat hulle sê. Aan daai kant is die kompetisie oewer waar ons altyd hengel. Maar ek hengel nou vandag hierso om vir julle te wys wat julle moet doen as julle Kosterdam toe kom. Kom ons gaan hengel 'n bietjie. Linkerkantse stok, wat my langstok is reg om in te gaan. Op die onderste hoekie het ek 'n harde garlic float uit ons signature series reeks uit. En agter dit het ek net so klein stukkie van die custard bullet gesit. Ek het nie vandag eers deeg saamgebring nie, want die bullets werk baie goed in hierdie dam. Op die boonste hoekie het ek 'n SWG float, sweet white garlic. En dan ek sit ook hier iets agter hom nie. Dan daai rooi op die bol is een van ons nuwe dippies met die naam van Jam. Dis 'n baie lekker cinnamon dip. Man, my mond water sommer as ek daaraan dink. En dan daai bruin gedeelte is ook een van ons nuwe goedes, Rampage, wat 'n baie sterk mask is. Nou dis nie daai Kiana mask nie. Dit is die mask wat ons in die Vatikakkie gebruik het. En hy's net baie sterk, baie fluorescent. En vir hierdie tyd van die jaar, jou spoonseisoen, werk dit regtig baie goed. Ek gaan hom op daai 120 meter merk probeer kry. En net een ding wat belangrik is van Kosterdam is die water is maar aan die veilerige kant. Dis bietjie melkerig, wat ek so sê. So om heeltyd op dieselfde plek te hengel is redelik belangrik. Nou hier agter my is daar 'n so lang bos bome. Nou hierdie stok gaan ek op die middel van die bos mik. So ek gaan hom elke keer presies op daai selfde lyn probeer gooi en dan teen die line clip probeer vasgooi. So dan hoe meer voer daar in die water kom, hoe meer vis gaan jy vang. Die ander stok gaan ek op die regterkant van die bos gooi soos wat ek nou staan. Daar's so een los boom. Dit gaan sy merk wees en op daai 85 meter en ons gaan hom heeltyd daar hou. So kom ons kry hierdie een in en ons kyk hoe lank vat dit voor hy byt.
My regterkantse stok, wat my kortstok is reg om in te gaan. 2 Raptor oozing floats op die hoekies. En dan, ek het hulle geknip. Ek wil bietjie kleiner asies hengel. Dis een ding in Kosterdam wat baie goed werk, is klein hoek asies. En omdat vandag se weer so bietjie gierig is, het ek al geleer dat as die omstandighede nie so lekker is nie, sit nie kleiner hoekasies op, dan tel die vis dit makliker op. As hulle nie lus is om baie te eet nie, dan gaan hulle daai klein hoekasies baie maklik optel. Dan op die mieliebol, green card, wat 'n lekker sterk fluorescent almond dippie is. Nou, almond werk altyd goed in hierdie dam. En dan op die ander kant het ons die Bloom of 21, wat maar basies 'n mengsel van Raptor en Jinx is. So 'n lekker sterk spicy pisang geur wat daar uitkom, en dit is ook iets wat regtig goed werk in die dam. Ek het al baie vis gevang met hierdie kombinasie hierso, en partymal vang mense jong vis met dit. So as jy die kinders bring en jy wil sommer net 'n stokkie net hier voor ingooi, dis wat jy vir hulle opsit. Ek gaan net so 1 of 2 keer gooi. As ek sien ons vang 'n jong vis, dan sal ek dalk 'n pytjie opsit, of ek sal die green card dalk vervang met Almond Supreme, wat ook goed werk saam met die Bloom of 21. Maar kom ons kry hom in en dan vang ons 'n vis. Ons eerste visie aan. Het voel nou mooi vis. Hallo. Dis hoe kom ek koster te kom. Dis die langstok wat gebyt het. Het voel nou mooi vis. Gewoonlik hoe dit werk hier by koster, as jy daai eerste stok ingooi, dan lê jy rukkie. Maar later deur die dag gaan as jy elke keer op dieselfde plek gooi, byt hulle vinniger en vinniger. So maak maar seker jou voerbal bly agter. Vandag is nou regtig 'n mislike dag met die weer saam. En dit baie keer dan blus die voerballe nie as die water koud is. So maak maar seker hulle blus, maak hy voer bietjie sagter. Hengel eerder bietjie nader, maak seker jou voer bly agter. As jy nie vis kry nie, dan maak dit nie regtig saak of dit agterbly of nie. Dan verkies ek dat die bol aanbly, en dan kan jy daar 'n bietjie dieper hengel. Ek gaan konsentreer op hierdie ouetjie. Sorg dat ons hom nie net sit. Die water is so vuil by koster of melkerig. Die vis sien jou nie somme nie. So eintlik maklik om hulle te skep. Nou swem my verby die net. Dis hoe jy dit nie doen nie. Hierdie kant. Bly die gras uit. Ja. Nie net. Assy. As ons eerste kosterkarpie. Oepsie, hy wil spring. Ek het nie vandag 'n mat hierso nie, so ek hanteer hom oor die water. As hy uit my hand uitspring, gaan hy sag val. Nie die grootste vis in die wêreld nie, maar 'n lekker visie. En hy het op daai harde garlic float gebyt. En ek moet sê, daai jam en die rampage saam gee vir ons nogal gereeld visie en koster. Oepsie. En dis hoekom ons dit oor die water doen. Kom sê. So vir die mense wys hoe lyk jy, en dan gaan ons jou terugsit, hoor? Daar sê. OK. Ek gaan die visie terugsit, hom laat gaan. Dink jy 'n grootte? Baie mense vra vir ons, hoe sit jy mieliebol reg aan? Nou, my stroppe het al so loopiekie aan die bokant. Hier kan ek vir julle wys, ek haak hom daarin. En dan trek ek hierdie lyntjie lekker styf.
Dan het ek die bolletjie nou klaar lekker gekompakteer. Dan sny ek hom net so met daai lyntjie en ek druk hom hier onder in die middel. Druk ek hom net so daarin. En dan al wat ek dan nou doen, draai hom in die ronde en ek druk die bolletjie vas om die lyn bo op die sinker. En ek maak net seker dat daai lyntjie styf bly en laat hy in die middel bly en die sinkertjie bly onder in die middel. En dan is dit eintlik maklik om hom aan te sit sonder dat jy hom gaan afgooi. En as jy nou wil kyk of hy reguit is, as hy daar hang, dan draai jy hom en as hy so egalig draai, dan weet jy hy is reg. Hier byt ons kortstok ook, ons is nog besig om die langstok se aas op te sit. Hy tel hom op en dan laat sak hom, so wat maak jy? En ek dink dis presies wat ek gedink het gaan gebeur. Op die kortstok is al kleiner visie aan, maar hoe sê ons hier op vaskap? Big or small, we catch them all. En dis lekker as jy weet daar's klein visies naby wat jy die kinders mee kan besig hou. So hengel is 'n gesinssport. Dit gaan nie altyd oor die grootste vis nie, gaan oor vang 'n vis op die dag en kry die kinders om ook 'n vis te vang, want as die kinders 'n visie kan vang, man, dan hou jy hulle die strate uit en jy hou hulle nie altyd weg van die fone af nie of van die TV af nie, maar jy gee hulle iets om, gee hulle sport om te doen en jy gee hulle iets om te doen. Ons gaan hom uithaal. Hierdie was op die Raptor oozing float met die Bloemhof 21 en die green card. En hy het nie so lank gelê soos die ander ene nie. So dis baie vis wat hier voordraai, regtig naby, omtrent op so 50 meter. So ek dink ek gaan hierdie stok vat en hom net op 50 meter gooi. En net kyk wat gebeur, want dis baie keer wat jy moet doen. Kyk wat gebeur. En as die visies daar draai, gooi daar 9 uit 10 keer gaan jy hulle vang. Hierdie vis is hier voor by die gras. Ek gaan hom gou haal. O, is hier 'n klein visie nie. Dis 'n mooierige visie. Het jou katvis. Daar is ons vlakstok karpie. Seker so kilo, 1.2 kilos. Jong karpie. Maar ek moet sê ek het gedink hulle gaan baie kleiner wees op die kort afstand. Soos ek gesê het, ek gaan hy verandering maak. Bietjie korter gooi, want dis baie wat hier naby draai. En ja, hopelik vang ons nog 'n paartjies. Op die Bloemhof 21 en die green card met daai twee oozing floats met die Raptor oozing floats met die custard bullet agter. Mooi visie. Alright. Ek gaan hom terugsit. Kom ons kry hom terug en dan vang ons nog eenetjie. Dankie ou grootte. Sy. Presies dieselfde asies wat teruggaan. Daai harde garlic float met die klein stukkie bullet. Bo net die SWG floatie en dan die Rampage en die Jam op die mieliebol. Ek gaan hom weer op dieselfde plek kry. Kom ons kyk of ons nog 'n mooi vis kan vang. Baie mense vra vir my, wat is jou bullets? Wat se tipe aas is dit? Is dit 'n floatie of wat is dit? Nee, dis nie 'n floatie nie. Bullet is 'n tipe van 'n backing wat ons baie keer gebruik om agter 'n floatie te sit, agter 'n wit deegie, agter 'n wurmpie. Jy kan hom alleen ook hengel, jy kan hom net so as 'n hoekaas hengel. Nou, vir die van julle wat nog nie op ons Facebook page is nie, ek gaan van nou af gereeld goed op die Facebook page sit wat verduidelik wat se asies ons vir watter toepassing gebruik. Wat is 'n SWG float? Wat is 'n SWA float? SWG Sweet White Garlic. So gaan op Facebook, tik in op jou searchbar Vaskap TV program en dan gaan like julle net die program. En dan elke keer as daar iets nuuts opkom, dan gaan jy daarvan weet. So ek het hierdie bullet nou in die helfte gebreek. En al wat ek nou gaan doen, nou gaan ek hom agter hierdie floutietjie opsit. En ek het hom net so bolletjie gerol. Nou al wat ek doen, druk hom
plat op die hoekie en dan rol ek of vou ek hom net so toe om die steeltjie van die hoek. En daar is 'n baie netjiese asie. My regterkant se stok waar die vlakstok is, wat ek nou nog vlakker gaan gooi, is reg om uit te gaan. Op die hoekies daai Raptor oozing float met die custard bullets agter hulle as 'n backing. En dan op die voerbal het ek hierdie donkerbruin is die green card wat 'n lekker sterk fluorescent almond is, en dan daai geel is die Bloom of 21. Een van die geheime van hierdie kombinasie en hierdie twee dippe, as jy 'n mieliebol klaar aangesit het, sit dit so lank op die mieliebol, laat hom so bietjie staan, dan sit jy hoekasies op. Hy moet net daai bietjie staan, so bietjie intrek en so bietjie droog word. Hy werk amper, albei werk amper soos paint. En as ek dit so doen, dan vang ek nogal mooi vis met dit. Die hele valriviersisteem van Grootdraai, Valdam tot in Bloemhof werk dit baie goed vir my. Ek vang regtig baie vis. So probeer dit bietjie. Hoe sê ons? As dit vir my werk, gaan dit vir julle werk. Okay, soos ek gesê het, ons gaan 'n bietjie nader gooi. Is baie aktiwiteit omtrent op so 50 meter. Maar nog steeds dieselfde lyn. Net 'n ligte gooitjie. Assai. Ek het so tussen die karpe deur het ek my bestok bietjie gevat en hier so teen die kant afgestap. En kyk hierdie mooi vis wat ek gevang het. Seker so 2 kg op 'n spinnerbait. As jy Kosterdam toe kom, maak seker jy bring 'n bestok saam. Hier's 'n regtig mooi vis. Ek gaan hom terugsit. Hulle is besig om te spawn. Hier is 'n wyfie, nog 'n vet maagie, maar regtig 'n mooi vis. Al is die water vuil, hier's pragtige bes om te vang. Ons bewaar hulle, ons sit hulle maar terug, so as jy hier na toe kom en jy kom vang hulle, sit hulle ook vir ons terug, dat daar nog vir die kinders baie kan wees. Lekker, lekker! Kom eens zo, kom eens zo, kom eens zo! Yo, 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 yo. Assai. Nog een. Man, dis nou lekker. Dit is 'n bietjie van 'n koue front wat ingerol het en die karpies bietjie afgesit. Maar gelukkig het ek my bestok saamgebring soos ek nou gesê het. En hier's nog eenetjie. Regtig 'n mooi vis. Seker so 1.8 kg, klein bietjie kleiner as die ander ene, maar gaan nou terugsit. Dankie. O, groote. Kom, jy moet swem, daar gaat hy. As jy bietjie wil bass hengel van die voete af. En van die seker die most versatile, soos wat hulle in Engels sê, kunsase wat daar is in die wêreld, is 'n spinnerbait. Nou, wat is 'n spinnerbait? Hy het 'n hakspeld vorm. Hy het 'n lemmetjie aan die een kant, so as jy hom trek, dan draai die lemmetjie in die water. Hy het 2 lemmetjies. Daai lemmetjies draai lekker en hierdie tosseltjies pol so in die water. En dit simuleer 'n groter visie wat 'n klomp klein visies jaag. En om een of ander rede gryp die vis, die bes, altyd die onderste hoek. Omdat hulle van onder af opkom 90% van die tyd. Dis 'n ding wat jy in gras kan hengel, jy kan hom oor klippe hengel, jy kan hom enige plek hengel. En as jy in vuil water hengel, maak seker dat jy 'n breë lemmetjie op het. Hy gee 'n bietjie meer vibrasie. As jy in skoon water het, kan jy die ene met die langer lemmetjie gebruik. Hierdie noem ons 'n Colorado blade of 'n Nanda blade en dan die ander ene is 'n willow leaf. Hy lyk soos 'n wilgerboom se blaar. Maar ja, daar's hy. Dis so maklik soos dit. As die karpe nie wil byt nie, dan vang ons 'n paar swartbaars. Hy's aan.
En nou swem hy na my toe. Lekker, lekker. Joe, is kwaliteit visse. Oh, sê. Man, oh man. Spinnerbait. Hier die mooi vis. Man, oh man. What a fish. Nou het ek hier voor nie. Ons het hom daarom op film. Hier is 'n mannetjie. Lang maarvis. En kyk hierso. Hierso kan julle sien, sy stert is so 'n bietjie rou. Nou wat hulle doen hierdie tyd van die jaar, hulle is teen die kant, naby die kant en hulle waai vir hulle neste skoon. En dis 'n baie mooi vis vir 'n mannetjie. Ek het nou ene verloor. 'n wyfie vis, seker 3,5 kilos. Ja, nie lekker gewees nie. Maar laat ek hierdie een terugsit, laat hy sy ding gaan doen. Oh, sê, dankie ou groot seun. Ek kom nou terug hier by my stok. En dis nie sleg as jy gaan bassingel. Uitgeloop. Maar dis lekker as jy met skerp hoeke engel, dan weet jy gaan die vis vang. Oh, sy visie aan, weer op die langstok. Lyk my die langstok is toch maar die enetjie wat bietjie beter gaan doen vandag. Ah, sy visie is daar. So bietjie in die grasies in daarvoor. Maar ons moet net geduldig wees met hom, dan sal hy uitkom. 'n lekker Kosterdam papgooi visie. Ah, sy. Nou is nog 'n mooi kosterkarpie. Nie die grootste visse wat vandag byt nie. Maar ek dink hierdie ongure weer sit hulle so 'n bietjie af. Maar hierdie ouetjie sê hy hou van jam. So daai jam en hy Rampage het vir ons nog 'n visie gegee. Ek gaan 'n bietjie verandering maak op hierdie stok se moeties. Ek gaan 'n bietjie turbo garlic gooi. Dit is ook iets wat baie goed werk in koster en baie keer vang ons die groter vis met dit. So ek wil kyk of dit werk. Kom ons kry hierdie ouetjie terug en dan vang ons nog eenetjie. Ek sit bietjie turbo garlic op my voerbal. My hoekasies is nog nie aan nie. En die rede hoekom ek dit so doen, ek wil hê daai turbo garlic moet so bietjie droog word op die bol. En dan hou hy langer op die voerbal. En hy gaan definitief, meeste van dit gaan nie afwas as hy die water tref nie. So wat dan gaan gebeur, hy gaan nou onder lê en afoes. Dit trek die vis, maar belangrik, dit trek die groter vis. Op my onderste hoekie gaan ek 'n garlic oozing float sit. Dit is net, julle sal sien in ons reeks is dit 'n pink floatie. En in veiler water staan hy ongelooflik lekker uit. En hy vang baie vis. Die ander enetjie op die boonste hoekie is 'n garlic harde float. As jy nou 'n lekker harde garlic float wil hê, hierdie signature series enetjie. Ryk soos 'n garlic steak. Ek sit die Raptor saam met die garlic op. Hy hoef nie so lank. Hy hoef nie droog te word of ietsie. Man, dit lyk nou sommer vir my ook lekker. Hallo. Garlic, turbo garlic. En Raptor. Man, dit werk altyd in hierdie dam. Die stok was seker nou vir 10 minute in die water. En hier is 'n mooi vis. Koster is een van daai damme. Garlic, almond. As die wind waai, as die omstandighede gierig is, kan jy dit gooi.
dan kan jy dit swaar gooi, soos wat ek het nou gegooi het. As dit 'n piknikdag is, net 'n streppie van dit, dan werk dit net so goed. Die garlic, die turbo garlic werk net so goed saam met die Almond Supreme, maar so saam met die Raptor, man, is so sweeties vir die karpe, hulle hou daarvan. Ons karpie, ek het gedink hy is baie groter, maar hy het al twee hoekies het hom gehaak. Een hier agter die stert gehaak en die ander enetjie in die mond. Wat gebeur maar as jy twee hoeke hengel? Maar ja, lekker visie, 10 minute in die water. Hy het weer daai harde garlic float opgetel met daai custard bullet agter. En daai turbo garlic en daai Raptor is maar net 'n dodelike kombinasie. Maak nie saak waar jy in die land gaan nie, dit vang karpe. Probeer dit gerus. Dis nou iets wat jy by die huis kan probeer, of nie by die huis nie, by die dam. So, maar 'n pragtige visie. Ons gaan hom terugkry op aas en nog eenetjie vang. Dankie groete. Nou sê, my regterkant se stok is weer reg om in te gaan. Ek het weer daai turbo garlic lekker dik op die bol gesmeer en dan die Raptor saam met dit. En dan hier op die onderste hoekie het ek die pink garlic float gevat, die oozing float met die custard bullet backing agterom. En dan hier op die boonste enetjie daai harde garlic float met die custard bullet backing agterom. Ek gaan hom weer daar by 120 meter merk gooi en kom ons hoop hy byt weer so vinnig, want dis lekker as hulle so vinnig byt. Lekker lei coasterloop. Turbo garlic, jou lekker ding. Man, hoe het hulle altyd gesê in die 80s? Die A-team, I love it when a plan comes together. Nou sê, nou het ons 'n plannetjie. Nou vang ons lekker vis. Haha, jou lekker ding. Hier is 'n besonderse mooi vis. Kyk hier die mooi kleur. Lig van kleur in die donker, in die vuil water. Maar regtig 'n baie mooi vis. Seker so 2 kg. En hy hou van turbo garlic en Raptor. En daai pink garlic oozing float gevat. Man, as dit vir my werk, gaan dit vir julle werk. Regtig 'n mooi visie. Woepsie. Ons vlakstok gee nie regtig vir ons vis nie. Ons het een visie gevang vandag met hom en dis maar hoe dit is. Ek sien hier's baie aktiwiteit regtig vlak, 35 meter en selfs nader. Nou, dit lyk vir my soos jong babers wat hier draai. En ek hou van 'n challenge. Ek het rysmiere saamgebring. Dis hoe hulle lyk daarso. So wat ek gaan doen, ek gaan vir julle wys hoe vang ek die jonger babers, veral as ek kompeterend hengel. Hoe vang ek hulle? En dit is altyd lekker om 'n baber te vang want hulle is sterk. Hulle gee altyd 'n oordentlike reelrun. En hierso is 'n geheime aasie, maar daar's 'n spesifieke manier hoe ek dit hengel. Kom ek aas dit op en dan wys ek vir julle hoe lyk dit. En wanneer jy rysmier raak, haak jy hom van agter af vorentoe. Ek sit so 5 rysmiere op 'n hoekie. Nou, wat ek doen, ek haak hom van agteraf deur. Ek probeer hom deur die koppie haak en dan skuif ek hulle op die lyntjie op en ek probeer hulle nie breek wanneer ek hulle haak nie. Dit is nogal belangrik dat hulle heel bly. Daar is nou 3 op en dan die laaste 2 probeer ek op die hoekie opwurm, laat hulle op die hoekie bly. Ek gaan hom nie teen die lyntjie opskuif nie en dan hierdie enetjie dieselfde.
As hy. Nou gaan ek daai so aftrek tot teenoor. Ons gaan eers gou die ander een oppas, dan gaan ek julle nou wys wat ons daar gaan doen. Ok, ek het 'n almond bullet in my hand. Gewoonlik vat ek 'n wit deegie, maar die bullet werk net so goed. En dan sit ek hom hier so op en ek trek hom so bietjie af dat hy moet hulle so op mekaar trek. En dan gaan ek hier enetjie teen die bullet vat. Ek gaan hom stukkend druk. Raai, ons noem dit sy botter of sy olie uitkom. En dan vryf ek dit so oor die bullet. Ek vryf dit so bietjie in hom in. En as hy. Daar is nou baie natuurlike juices daar. En op die onderstoeltjie doen ek dieselfde. Binne in my mieliebol het ek so 'n paar rysmiere ingedruk. En hulle is sommer net so deur die mieliebol gebrei. Seker gemaak hulle breek. Laat daai botter of daai olie van die rysmier hierin is. En al wat ek nou gaan doen, ek gaan net so klein bietjie babermoetie op die mieliebol sit. Nie te veel nie. Wil nie dit met die goed daaronder oordonder nie. En daar's hy. En ek gaan letterlik vir hom op 35 meter gooi. Kyk of ek 'n babertjie kan vang. Hierdie stok gaan regtig naby val, 35 meter. Daar's hy. Hy maak sommer so olie kool daar op die water. My baberstok het geloop. Oh, hallo daar. Dit was die lankie. Ja, gaan definitief 'n babertjie wees. Nie 'n groot visie, maar dis die metode en die tegniek wat julle moet gaan probeer. Dit werk regtig omtrent oral vir babers. En wat ek baie keer sien, mense probeer oor die babers hengel. Hulle is net hier voor. Daar waar hy draai, gooi daar gaan hy eet. Kom ons gaan skep hom. Hehehe, jou lekker visie. Sy. Daar sit die rysmiertjies in die hoek van die mond gehaak. Nie 'n groot visie, maar jy kan enige groot baber met daai vang. Pragtige visie. So as die rysmiere weer vlieg, hardloop bietjie in die straat rond, doen bietjie oefeninge, pas op net vir die karre. Vang hulle, sit hulle in 'n bakkie, gooi hulle in die vrieskas. En as jy dam toe gaan, hou hulle net op die ys. Kom ons kry hom terug, dan is dit tyd om op te pak, huis toe te gaan. Dankie dat julle saam gekuier het. Ons sien julle binnekort op dieselfde tyd, op dieselfde plek. Totsiens julle. Die son gaan staan, sonder my sorge, weg van die wolwe, die gejaag na wind. Dis by die huis my kind, dis net ek en die son skyn, langs die water. Vandag gaan ek vis vang. Ek los my foon by die huis, en as iemand my soek, sê ek's nie thuis. Maar net 2 dae is ek terug, en die ou lewe is weer op sy rug. Die vis